Vriende, wat vir my baie treffend van hierdie lied is, dat baie mense wat hierdie lied sing, glo nie die teologie van hierdie lied nie. Het u die teologie raak gesien in die lied? Daar staan, voordat ek kon kies, kon vra, het u seun my vloek gedra. Ek kon vind u het my gekry voor ek nog my skuld bely. Dis God se ewige genade oor sy uitverkorenes. Hy kom soek ons en hy kom red ons. En die uitroep om genade is maar wat die Here in ons harte gewerk het. Nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie baie besondere gedagte in Jakobus 4. Elke keer wanneer dit kom by Kersfees of dit kom by die nuwe jaar, dan sit ons as predikante en kopkrap en ons wonder wat gaan ons sê, want ons het al so baie boodskappe oor die bepaalde sake gebring, onderwerpe, gebeurtenisse. En dikwels is 'n mens so 'n bietjie de mekaar en jy wonder wat sal ek sê, en dan vra jy maar vir die Here vir wysheid en jy begin bietjie nalees en bietjie ondersoekwerk doen. En onthou ek het so tyd gelede het ek in 'n kort oordeenking bietjie gepraat oor hierdie gedagte van Deo Volente of Volentio. Party mense spreek dit so uit, ander so hoe dit ook al uitspreek, het die Latynse gedagte van as die Here wil. En wil ek vanmôre 'n bietjie by hierdie geleentheid onder 4 gedagtes met u praat, juis oor hierdie nuwe jaar wat ons tegemoet gaan, dat dit ons gesindheid sal wees as die Here wil. Dat ons niks sal beplan, niks sal doen, niks sal aanpak, as ons nie eers die wil van die Here in hierdie bepaalde saak gevra het, en dan ook in diepe afhanklikheid van hom, dit aanpak en dit doen nie. So kom ons lees die opskrif van Jakobus 4. Nou Jakobus was die halfbroer van Christus gewees. Hy is die skrywer ook van hierdie bepaalde brief. Die opskrif daar is onsekerheid van menslike planne. Iemand het eendag gesê, die enigste sekerheid wat ons het, is dat die lewe onseker is. Die enigste sekerheid wat ons hier het, ons weet God is die onveranderlike, maar in hierdie lewe, alles verander, baie keer in 'n uur, se tyd kan dit so verander, dat jou lewe onherroepelik anderste is. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk, waarom ons nodig het, om ons vertroue in God te stel, om werklik te vra, Here, as dit u wil is. Want u sien, wanneer ons planne skeefloop, en wanneer dinge miskien nie uitwerk soos ons graag wil hê dit moet uitwerk nie, leef ons in die vaste vertroue dat ook vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So kom ek lees vir u hierdie paar versies, en ons gaan hierdie paar versies vanmôre met u vers vir vers hanteer, dat ons kan sien wat Jakobus onder leiding van die Heilige Gees ook vir ons wil kom leer, ons wat hier aan die voorhand van 2026 staan. Hy sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan, en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in jul groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Net hierdie paar verse, kragtige waarhede en kragtige verse in God se woord, en wil ek vanmôre met u praat uit vers 15, in plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Nou ons wil vanmôre 'n bietjie met u praat onder die tema Deo Volente, as die Here wil, die Latynse terme vir as die Here wil. En wil ons bietjie vanmôre stil staan by hierdie gedagte vanuit Jakobus die 3de of 4de hoofstuk. En vertrou ek dat die Here vir u ryklik sal seën, soos die Here ook tot my hart gespreek het in hierdie tyd. Nou vriende, ek het so tyd terug gelees van 'n baie ryk man, wat alles in sy lewe gehad het wat 'n mens kan begeer. Hy het geld gehad, hy het eiendom gehad, hy het besittings gehad, hy het gesondheid gehad, en hy het letterlik die American Dream gelewe. Nou Gerard, ons oudste wat in Amerika bly, kan vir jou baie vertel van die American Dream, al hierdie dinge wat jy net moet hê, dan is jy suksesvol, en dan het jy iets bereik in die lewe. En hierdie man waarvan ek gelees het, het nou die spreekwoordelike American Dream geleef. Nou een spesifieke jaar was sy oeste so groot gewees,
het hy so geweldige groot opbrengste gehad, dat hy letterlik nie geweet het wat om met alles te maak nie. En toe gaan sit hy soos die meeste mense wat baie het gaan sit, en hy het by homself geredeneer en vir homself gesê, maar luister, dit gaan so geweldig goed met jou, ek dink dis tyd om af te tree. Dis tyd om te rus. Dis tyd om jou lewe so bietjie te geniet. Jy het hard gewerk. Jou lewe te geniet met eet, drink, partytjies, vriende en al die gepaardgaande dinge. Maar terwyl ek hierdie besondere verhaal lees, toe kom ek agter dat die enigste probleem in hierdie hele vertelling was dat hierdie ryk man, wat hierdie spreekwoordelike American Dream geleef het, nie rekening gehou het met sy skepper, met die een wat lewe gee en lewe neem nie, die een wat voorspoed en rykdom afweeg vir wie hy wil. Luister gou, dit beteken nie as jy hard werk, jy gaan ryk word nie. Dit beteken nie as jy baie insit, gaan jy baie uitkry nie. Ons weet van mense wat hulle lewe lank hard gewerk het en vanmôre eintlik arm is. God bepaal wie ryk word en wie arm word. En ag vriende, hierdie man met al sy rykdom het 'n besluit gemaak sonder om God in ag te neem. Hy het gekyk diep in die toekoms in sonder om te sê as die Here wil. En ek lees in hierdie verhaal hoe God hierdie man antwoord. Die Here self antwoord hierdie man. En hy sê vir hom in Lukas 12 vers 19. Nadat hierdie man gesê het, ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik, maar God se woord kom. En die Here sê vir hom, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Ek het so daaraan gedink toe ek hierdie boodskap voorberei het. Dis presies die probleem van ons dag en ons tyd. Die meeste mense reken dat môre 'n gegewe is. Ons maak by mekaar, ons spaar, ons sit weg, want môre gaan A, B en C gebeur, terwyl die Bybel vir ons baie duidelik leer dat môre nie 'n gegewe is nie. As ons sê as die Here wil, vriende, is dit nie 'n Christelike kliseë nie, maar is 'n geloofsverklaring in die God van hemel en aarde, die een ware God wat lewe gee en lewe neem, wat ons voetstappe rig en alles in die holte van sy hand hou. Ek onthou in een van my praktiese tye daar op kweekskool, was ek by 'n bepaalde predikant gewees en hy het altyd by sy briewe geskryf DV. En ek vra vir hom, nou waarvoor staan DV? En hy sê vir my, dit staan eenvoudig, dat as die Here wil, sal ek A, B en C doen. Ek kan niks in hierdie brief skryf, as ek nie die Here die erkenning gee, om te sê, as hy nie my voetstappe rig nie, sal ek nie uitkom by dit, wat ek in hierdie brief geskryf het, of dit wat ek beplan het, of dit wat ek weergegee het, of dit wat ek gaan doen. U sien, as die Here wil is nie 'n Christelike kliseë nie, maar 'n geloofsverklaring in hierdie God wat hemel en aarde geskaap het. So ek gaan vanmôre met u so bietjie deur hierdie gedeelte werk en vir u wys hoe die deursnee mens dink, wat Jakobus sê, wat ons optrede moet wees en hoe ons 'n gedagteverandering moet ondergaan, sodat ons, al praat ons met die wêreldling, al praat ons met die ongeredde by die werk, dat hulle altyd by ons sal hoor, as die Here wil. Dit gaan hulle of op 'n stadium of geweldig irriteer, of hulle gaan vir jou vra nou, wat beteken dit? Wat bedoel jy daarby? Hoekom sê jy dit? Daar gaan die deur wyd oop om wat te doen? Die evangelie van ons Here Jesus Christus aan hulle te verkondig. So kom ons werk gou deur hierdie gedeelte. Ek beloof ek gaan nie te lank besig hou nie. Laasweek of donderdag agtergekom, my asem raak korter soos ek ouer raak. So u kan nou u hande begin vryf. Die boodskappe behoort in 2026 korter te wees. Maar kom ons kyk die eerste gedagte wat Jakobus uitlig. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het is, hy praat hier van die mens se selfversekerde hart. Die mens se selfversekerde hart. Hoor dit staan daar. Jakobus 4 vers 13. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring
en handel drywe en wins maak. Nou in hierdie vers, vriende, spreek Jakobus, ja, ek kan amper sê veroordeel Jakobus, selfversekerde beplanning sonder die Here. U moet vanmôre die gedagte mooi verstaan, want u sien beplanning op sigself is nie sondig of verkeerd nie. 'n Mens moet beplan. Ek het vanmôre vir u gewys, ons het 'n jaar kalender, dis beplanning. Daar is sekere datums wat ons uitgesit het om sekere goed te doen. U het 'n kalender by die werk. Daar is sekere goed wat u beplan, so beplanning self is nie sondig nie. Maar beplanning asof God nie bestaan nie, asof hy nie regeer en die lotgevalle van mense bepaal nie, is sonde. Dis 'n hart van hoogmoed, selfverseker. Ek gaan dit doen en ek gaan dat doen. 'n Hart sonder om te sê, as dit God se wil is, openbaar die trotsheid in my hart. Ek gaan van die veronderstelling uit en neem aan dat môre vir my gewaarborg is. Ek leef onafhanklik van God as die soewereine regeerder van sy heelal. En nou kan jy gou saam met my so in u gedagte deur 'n dag stap. Ons hoor dit elke dag. Partykeer as ek daar by die golfklub aankom, ek al fyn werk op die oomblik daar vir die vakansietydperk, dan bel mense of mense staan daar en hulle sê, boek vir my 'n ronde vir Vrydag. Dis al. Dis Maandag, maar boek vir my 'n ronde vir Vrydag. Jy weet nie of jy Vrydag sal sien nie. Hoe dikwels sê ons gaan Februarie met verlof. Ons beplan BV om Maart te gaan, nie Februarie nie. Maar hoe dikwels hoor ons dit? Hoe dikwels hoor ons, ek gaan aftree op 60. Ek gaan môre by my ouers kuier. Ek gaan gou-gou winkel toe. Daar is niks van God in hierdie gesprekke en hierdie beplanning in dit wat ek uiterneen. U kan miskien my vra, Gerard, moet 'n mens elke keer sê as dit die wil van die Here is? Ek dink so. Want jy weet nie wat oor 5 minute van nou af met jou gaan gebeur nie. U sien, dit behoort nie onder kinders van die Here te wees, dat ons hierdie selfversekerde harte het, waar ons dink ons is in beheer van ons lewe, ons is in beheer van die volgende uur of 2 van ons lewe nie. 'n Kind van die Here moet in totale afhanklikheid van die Here sy dag beplan, sy jaar beplan, sy toekoms beplan. Want u sien, as die wil van die Here met hierdie beplanning van my is, dan sal dit my geluk. Ek dink daaraan hierdie week en ek het dit hier op my notas sommer met die pen ingeskryf toe ek klaar die boodskap voorberei, dan gaan ek weer deur en ek dink oor die boodskap. Ek dink by myself, die afgelope tyd hoor jy baie dat mense sê hulle is kwaad vir die Here. Jy het dit al gehoor? Elke tweede oues lyk my kwaad vir die Here en ek wil net so ietsie sê voor ek aangaan. Pas op dat die Here nie vir jou kwaad raak nie. Jy kan maar vir hom kwaad raak, dit gaan niks aan hom verander nie. Dit gaan hom nie minder God maak nie, die engele en serafs gaan hom nie minder aanbid nie, sy heerlikheid gaan nie minder word nie, sy sondeloosheid gaan nie minder word nie. Jy sien, is die probleem in die mens, ons selfversekerde hart, beplan sekere goed, ons het sekere verwagtinge, dit gebeur nie en dan is ons kwaad vir die Here. Waarom? Want eintlik wil ons vir die Here sê, jy moet doen wat ons vir jou sê. Ek het gebid oor hierdie saak, Here, en u beter doen wat ek van u vra. Dis die probleem van ons tyd. Mense se harte is selfverseker. Mense is besig met hierdie gedagte van ons is in beheer en nie die God van hemel en aarde nie. Vriende, ek lees daar in Handelinge 18 vers 20, die apostel Paulus, die apostel van apostels, 'n man wat heilig en sonder gebrek voor die Here geleef het. Hoor dit staan in Jakobus 4 vers 13. Handelinge 18 vers 20. En toe hulle versoek dat hy langer by hulle moes vertoef, het hy nie toegestem nie, maar van hulle afskeid geneem en gesê, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. Die apostel Paulus het ook beplanning gehad. Daar is ook seker dinge wat hy gedoen het, maar sy gesindheid en sy gedagte was altyd gewees as God wil. En dis baie belangrik dat ons sal raak sien in 1 Korintiërs 4 vers 18. Maar sommige het opgeblaase geword, asof ek nie na hulle sou kom nie. Tog sal ek gou na julle kom, as die Here
wil. En dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaas is nie, maar hulle krag. Die kind van die Here se geloofsverklaring is, Hebreërs 6 vers 3, en dit sal ons doen as God dit toelaat. Watter wonderlike vertroue, om elke dag tegemoet te gaan en te sê, weet jy, ek wil vandag hierdie en hierdie en hierdie en hierdie doen, as God wil, as hy vir my sal toelaat om dit te doen. Dit gee my soveel selfvertroue om in my kar te klim en op die pad te gaan. Daar is soveel mense wat so vreesagtig is, hulle wil nie van punt A na punt B ry nie, want hulle is bang iets gaan met jou gebeur. Luister, as dit God se wil is, gaan jy van punt A na punt B veilig kom. Elke aand as ons huisgodsdiens hou, dan dank ons die Here vir sy genade, wat ons van punt A na punt B gebring het. Want ons gaan die dag tegemoet, as dit God se wil is. Belangrik dat ons hierdie eerste saak sal sien. Moenie jou dag beplan, moenie jou week of jou jaar beplan, met 'n selfversekerde hart waar jy God buitekant die prentjie plaas nie. Moenie dat die Here vir jou sê, jou dwaas, in hierdie nag sal ek jou siel van jou afeis. Al ons beplanning is altyd onderhewig aan God se wil. Want ons bid so getrou in die Onse Vader gebed. U wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Eerste gedagte dan. Die mense selfversekerde hart lig Jakobus hier uit, en ons as kinders van die Here moet waak teen so hard. En ons gesindheid moet altyd wees, die geloofsverklaring dat God se wil sal geskied. Die tweede gedagte wat ek raak gesien het, die kortstondigheid van die menslike lewe. Jakobus 4 vers 14 sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Baie interessante statistieke sê dat die meeste mense is bekommerd oor môre, en iets soos 90% van dit waaroor hulle bekommerd is, nooit met hulle sal gebeur nie, of nooit gebeur nie. Wat sê die Here vir ons in Matteus 6:33 en 34? Almal ken 33, soek eers die koninkryk. 34 sê, kwel julle dus nie oor môre nie, môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek wil u vra dat u vanmôre sal besef, dat die Here vir jou nou geleen het. Hier in hierdie kerkgebou het die Here jou beskik, het die Here jou bepaal, sodat jy vanmôre in hom bly kan wees, hy het jou veilig hier aangebring, met die doel sodat jy in hom 'n lewe en 'n lewe van oorvloed kan geniet. U sal met my saamstem dat die mens se lewe maar 'n damp is wat nou verskyn en môre verdwyn. Dis vir 'n kort tydjie dat ons op hierdie aarde is. Die afgelope tyd het ek weer 'n paar begrafnisse gehou. Laas jaar Januarie, die eerste maand van laas jaar, het ek 3 begrafnisse in 1 maand gehou. Ek het hierdie jaar afgesluit met die begrafnis in Walvisbaai. Gaan kyk by elke begrafplaas. Jy sal ou mense kry, middeljarige mense, jong mense en kinders. Die lewe is nie 'n gegewe nie. Ek wil vir jou vra dat jy jou lewe voluit sal lewe, maar altyd in gedagte sal hou dat jou lewe kortstondig is. Dis vir 'n paar oomblikke en dan is dit verby. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Psalm 39 vers 6. Kyk, u het my dae 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Sela. Nou moet ons bietjie dink, as pure nietigheid staan elke mens daar. Waarlik, die mens wandel as 'n skadubeeld rond. Ja, hulle woel verniet. Hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel. Ek het hierdie week so 'n bietjie gaan kuier daar by oom Frans. Frans is 96. 96 klink oud. Luister, dis 'n oomblik. Oom Frans praat met ons, toe ons by hom gaan kuier het, oor toe hy groot geword het in Klerksdorp. Hy vertel vir ons in detail, dit was soos gister gewees vir hom. En hy sê toe vir my daarna, hy sê toe trek hulle na Potchefstroom toe. So mooi as die ou mense praat van Potchefstroom, is nie Potchefstroom nie. En is helder gedagtes, maar hy's 96. Dis 'n oomblik toe sy lewe verby. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy beplan, en dis wat Jakobus vir ons wil kom leer, moenie met 'n selfversekerde hart die toekoms tegemoet gaan nie. Weet jy kan vandag sterwe, maar leef voluit, omdat jy weet God is in beheer van jou lewe. Ek het so 'n paar manne en vroue en gewilde mense
se sterfdatums gaan bekyk. Elvis Presley, die baie gewilde rock and roll ster, 42. Met alles wat hy gehaat het, is hy die ewigheid in en hy moet voor God rekenskap gaan gee van sy lewe. Prinses Diana, 36 jaar. James Dean, die akteur, 24 jaar. Die ouer mense sal weet van Buddy Holly, 'n rock and roll ster, 22, toe sy dood. Bruce Lee, die groot karate man, en almal was glo bang vir hom gewees, 32, toe knip God sy lewensdraad. Marilyn Monroe, hierdie vrou wat soveel boosheid in die wêreld gebring het, op 36-jarige ouderdom sterf sy. Ek wil vanmôre vir jou sê by hierdie boodskap, die lewe is kort, die lewe is broos, die lewe is onseker. Dit behoort, vriende, ons nederig te maak. Ons is nie meesters van ons eie lot en ons eie tyd nie. God is ons skepper, en ons is sy skepsele. Ons is swak onder hierdie hand van die soewereine God. Daarom is die veiligste plek om te skuil onder die vleuels van die Almagtige. Hoor hoe pragtig stel die woord dit vir ons in 1 Samuel 20 vers 3. Dawid sê, koning van Israel, hy sê maar so waar as die Here leef en jou siel leef, daar is maar een tree tussen my en die dood. Een tree. Die Here probeer vir ons in 'n duidelike beeld dit weergee. Een tree, hier af. Dis so vinnig die dood na my kant toe kan kom. En ek is vanmôre nie hier om u depressief te maak nie. Ek is hier om u vanmôre te bring by die realiteit. Jou en my lewe is in die holke van die Here se hand. Leef dit voluit, maar leef dit onder die hand van hierdie almagtige God, wat in beheer is van jou lewe. Job sê, hy sê my dae is vinniger as 'n wewerspoel en verdwyn sonder verwagting. Bedink tog dat my lewe wind is. Die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk, ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie. Ek het een van die Engelse vertalings gaan naslaan. Hy sê, and my days are running out quicker than the thread of a fast moving needle. Nou Ethel doen af en toe naaldwerk, dan sit ek en kyk vir haar. Dan gaan hy naald so. En as jy sien is daar een of ander stuk ingewerk, of wat noem jy dit? Maar in 'n geval, hulle weet mos waarvan ek praat. Daai naald beweeg so vinnig, jou oog kan dit skaars sien. Dis presies wat Job sê. My lewe gaan vinniger as hierdie vinnig bewegende naald. En ek wil jou vra, vriende, dat jy bietjie met die ouer mense gaan praat. Doen moeite, moet hulle nie laat verbygaan nie. Moenie die ou mense vermy as jy vanmôre 15 of 18 of 20 is nie. Gaan sit by hulle en praat met hulle. En jy sal hoor hoe vinnig hulle lewe verbygegaan het. Hulle is 80 en hulle is 90 en hulle vertel vir jou helder duidelik wat gebeur het toe hulle 12 en 15 en 20 was. Dit voel vir my gister, of ek nog gister in matriek was, baie keer word ek nog wakker, dan dink ek hulle sê vir my, jy het nie matriek deurgekom nie. Want ek het baie droog gemaak op skool, en dink myself, ek sien nie kans om weer matriek te gaan skryf nie. Dan word ek wakker en sê ek, oh, thank goodness, ek is nie meer op skool nie. Maar dis hoe vinnig jou tyd verbygaan. Belangrik dat ons dit sal sien. 1 Petrus 1:24, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens is 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Dis heerlike somer, okay? Veronderstel om te wees, maar ons kry geweldig baie reën. Kyk hoe groen is die gras. Oor 'n paar maande van nou af is hierdie gras spierwit. Het dit verdor. Die Here probeer vir ons 'n gedagte deurgee. Mens, luister, wees nederig, jou lewe is kort en broos. Daarom moenie beplan aangaan in jou lewe, maak wat jy wil, doen wat jy wil, leef soos jy wil. En dink môre is vir jou belowing. Die volgende gedagte, die ou wil hy behoort elkeen se lese te wees. Dis die derde gedagte wat ek raak gesien het. Hoor wat sê Jakobus in vers 15. Nou praat hy oor mense wat sê ons gaan so en so en ons gaan vir jaar lank besigheid bedryf. Hy sê in plaas van dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.
U sien vriende, hierdie gedagte van Dio Valentine vir die kind van die Here is nie bygeloof nie, maar Bybelse teologie. Nou die meeste kerke sê jy moenie teologie praat nie, stem jy saam? Meeste ouens sê man, kom ons laat die mense goed voel. Hulle kom in, hulle geniet dit, hulle stap uit so 6 duim bo die grond. Dit 'n lekker vibe gewees, ons het dit geniet. Rook het opgegaan, het musiek, ore is bietjie seer vir die dag, maar ons sal dit uitsorteer met 'n Wiekspleisie. Maar ons het die dag geniet. Maar luister, weet jy waar gaan teologie? As jy sê jy's 'n Christen, dan praat jy teologie. Want jy moet dit nou verduidelik. Jy moet nou verduidelik wat bedoel jy onder Christen. As jy sê jy glo aan Jesus, moet jy kan verduidelik waarom jy sê jy glo aan Jesus, aan watter Jesus glo jy, hoe definieer jy Christus? So die hele Bybel gaan oor teologie. As ek sê as die Here wil, dan is dit Bybelse teologie, want dan kan ek vir mense sê, die God wie ek aanbid sê vir my dat die lewe nie gegewe is nie. Die God aan wie ek behoort sê vir my dat môre nie vir my beloof is nie. En hierdie God aan wie ek behoort, hy is die een wat vir my leer om te bely dat as dit sy wil is, sal ek A, B en C doen. U sien, is nie bygeloof nie, maar Bybelse teologie. Dit bely, God regeer my en elke ander een se geboortedatum en sterfdatum. God regeer sukses en mislukking. God regeer al ons planne. Ek hoor dikwels mense praat van iemand se ontydige dood. Jy het dit al gehoor? Is dit regte teologie om te praat van 'n ontydige dood? So asof die Here daar in die hemel met baie respek gesê rondloop en sê, "O, ek het nie geweet daai ou gaan vandag doodgaan nie. Wat moet ek nou doen?" Elke dood, elke keer as iemand sterwe, is dit presies op die sekond wat God dit bepaal het. Daarom moet ons lese wees. Here, in u hande. As ek 'n besigheid begin en die besigheid floreer, dan dank ek God dat hy my geseën het daarin. As daar in my besigheid probleme kom en dit vou, dan dank ek God dat hy vir my sekere lesse wil leer. Hierdie afgelope tyd het ons gemeente so 'n bietjie deur hartseer gegaan. My vrou was baie meer hartseer as ek. Want ek het een ding geleer in my lewe. Ek het een ding in my lewe geleer. Dat alles wat met 'n mens gebeur, onder God se bepaling en beskikking is. Ek ken nie mense se harte nie. Ek kan nie mense se harte beheer nie. Ek weet nie wat skuil in hulle harte nie. Ek weet nie wat die bedoeling van hulle harte is nie. Maar Here, as dit u wil is, gaan hierdie gemeente volgende week weer bymekaar kom. En as 10 besluit hulle wil nie meer hier wees nie, dan is dit u wil. Dan val ek by u wil in. Ek ondersoek altyd my hart. Kyk altyd of daar nie sonde in my lewe is nie. Maar die groot genade wat die Here my kom gee het, is om te besef, sy wil sal geskied. Hy's in beheer van môre. Hy ken ons harte. Is ons harte nie bedrieglik bo alle dinge, soos die Bybel het vir ons leer nie? Daarom is my lese elke môre, Here, wat u in hierdie dag vir my in gedagte het, gee my genade om dit te kan verdra. Dis nie maklik altyd nie. Hoor wat ek u sê. Dis nie altyd maklik nie. Maar deur God se genade leer ons om dit te verdra. Hoor wat sê die Bybel vir ons? Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. My plan was dat ons hierdie jaar 'n kerk sou koop. Dat ons gemeente lekker sou uitbrei. En die Here het net die teenoorgestelde vir my gegee. Geloof sy die naam van die Here. Hier is nie my gemeente nie. Dis God se. Ek werk vir hom. U is sy kudde, die skape van sy weide. Ek moet u voed met die waarheid, maar ek wil u vanmôre iets kom leer. God se wil sal geskied. Baie keer kry 'n mens skrif oor 'n bepaalde gedagte, in my eie lewe al gebeur. Ek sê onlangs vir mense, een van die dinge wat ek in my lewe gedoen het, waaroor ek die spytste is, was 'n beroep wat ek aanvaar het op 'n bepaalde tyd. Ek sal nou nie vir u sê waar en wanneer nie. Tot vandag toe praat ek my vrou en ek sê vir haar, ek glo en ek moes ooit dit gedoen het. Maar as dit u wil is, Here, sal ek hierdie ding doen. Ek het dit gedoen. Nou wil ek berus in u wil, wat ook toegelaat het dat hierdie ding in my lewe sou plaasvind.
U sien, wanneer ons skuil onder hierdie gedagte van Deo volente, die Here se wil wat sal geskied. As dit U wil is, Here, sal ek A, B en C doen. Dan berus ek in die feit dat ek maak planne, ek maak besluite, ek gaan na A en B en C, ek gaan na verskillende plekke, ek gee 'n kalender uit in 'n jaar, maar Here, U raad sal vasstaan. Spreuke 27 vers 1. Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring. Kan ek vir u sê wat is die grootste probleem in hierdie gemeente vanmôre? En ek begin by myself. En ek gaan deur heel agter. Weet jy die groot probleem? Ons leef nie vir vandag nie. Ons is spyt oor gister en ons vrees môre. Luister, die Here het vir jou net vandag gegee. In my studeerkamer staan daar 'n vers uit die boek Prediker. Geniet al die nietige dae saam met die vrou wat jy liefhet. En ek kyk in die môre daarna en sê ek, Here, vandag gaan ek hierdie nietige dag geniet wat U my gegee het saam met daai vrou wat ek liefhet. En ek leef my dag voluit. Met al my beperkings, met al my uitdagings, probeer ek elke dag voluit lewe. Die rede daarvoor is, die Here sê vir ons, môre is nie vir ons bedoel. Ek weet nie of jy môre jou oë gaan oopmaak nie. Daarom vergeet van gister, leer goeie lesse daaruit, maar vergeet die hartseer en pyn daarvan. Moenie die toekoms vrees nie, want die Here gee vir ons net vandag. Spreuke 16 vers 9. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Onthou jy die apostel Paulus? Daar's 'n paar sendingreise wat hy wil onderneem het en die Here sê vir hom, nee, nie daai kant toe nie, soontoe. En Paulus nie gerebelleer nie. Here, dis U wil. Ek beweeg. Ek gaan in U rigting, want U is die een wat my voetstappe rig. Jesaja 14:24, die Here van die leerskare het gesweer en gesê, waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit, en soos ek besluit het, kom dit tot stand. Gou vir iets vertel in my en my vrou se lewe, ek en sy het beplanning gedoen, ons gaan op 55 aftree. Dit was nou so 'n paar maande terug. Het van gesê ons gaan aftree, dan gaan ek rondpreek by verskillende gemeentes en ons gaan net bietjie mekaar geniet. Want ons werk al van baie jonk. Ek daar ontmoet toe sy 18 was, getroud toe sy 18 is en ons het tog net gewerk. Ons wil bietjie rus. Ja, op 53 sê die Here vir my, nie hoorbaar nie, maar jy het nie meer 'n gemeente nie, dat jy nie gaan aftree nie. Dis waar Berea Christen gemeente vandaan kom. En die Here het my een ding kom leer. Die mens dink planne uit, maar die Here rig sy voetstappe. Die Here het bepaal en beskik dat ek nog nie klaar is met die bediening nie. Daarom het 55 gekom en 55 het gegaan. En ek wil tog net vir u sê wat so geweldig bekommerd is, dat ek die emmer gaan skop. Want ek hoor dikwels ouens sê, nou wie gaan oorvat by jou? En ek weet nie of jy dit gaan maak nie, en die hart van jou, en as die Here wil, gaan ek nog 'n rukkie hier wees. Maar die res is in sy hande. So, geniet die pad saam met my. Moenie saam met my beplan wie ons gaan oorvat by my nie. Geniet die tyd saam met my. As jy voel ek is nie vir jou 'n predikant wat jou kan lei in die waarheid nie, daar's wonderlike predikante, beter predikante as ek, waar jy by tuiste kan vind. Maar ek is hier deur God aangestel vir 'n tyd lank. Ek het beplan om af te tree. Die Here het my planne so bietjie in 'n ander rigting gestuur. Daarom is ek hier vanmôre en ek sê as die Here wil, gaan ek volgende week weer vir jou preek. En die week daarna weer. En daarna weer, en as dit by Maart maand kom, ander ouens. Maar dan gaan ek met vakansie. OK. Jesaja 46 vers 9. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is. Daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal dit doen. Wat 'n roofvoël roep uit die ooste, die man van my raad uit 'n ver land. Soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen. Ek wil in hierdie God se hoek wees. Ek wil onder hierdie God se skaduwee skuil. Ek wil hierdie God
vra om my lewe terug. Want die Bybel sê wat hy beskik en bepaal het, dit sal gebeur. Mense stoei so oor wie maak siek, is dit die duiwel, maar is dit die Here? Wie laat rampe toe, is dit die duiwel? Luister, wie is die duiwel? Moet nou nie sê jou skoonma nie, want dan gaan jy die res van die nuwe jaar, gaan jy sukkel om te verduidelik. Voor iemand iets wil sê. Die hele groot ding is, die duiwel is 'n geskape wese van God. Hy kan nie maak wat hy wil nie. Hy's nog nooit in beheer gewees nie. Hou op eer aan hom gee. As God beskik en bepaal dat daar siekte oor my lewe kom, soos in die geval van Job, dan sal dit gebeur. As God vir my voorspoed wil gee, soos in die geval van Job, dan gaan God die voorspoed gee. Wat ek vir u wil sê, skuil onder die skaduwee van hierdie almagtige God, wat alles beskik en bepaal. En as daar dinge oor jou pad kom wat miskien vir jou hartseer en pyn berokken, kan jy des te meer skuil by hom. Ek het gisterand 'n gedig gelees van Madame Guyon, wat vir 10 jaar ondergrond toegesluit was in 'n sel. Al wanneer sy lig gesien het, was wanneer haar kos vir haar gebring het vir daai oomblik wat sy geëet het, was haar kers aangesteek en sy kon lig sien, vir 10 jaar lank. As julle die gedig wil hê, sal ek dit vir julle gee. Sal vir julle stuur. Maar die aanbidding in haar siel, dat haar die sel 'n plek van heerlikheid is, omdat God daar is. Die Here se wil het beskik, dat sy daar vir 10 jaar sou wees, vervolg, omdat sy die Here lief gehad het. En daarom wil ek jou vra dat u en ek sal skuil by hierdie God, want sy wil is vir ons baie belangrik. Die laaste gedagte waarmee ek gaan afsluit. En dan gaan ek 'n paar stukkies raad gee vir u. Dis nie my raad nie. Ek glo dit is uit die boodskap afgelei en ek vertrou dat dit vir u tot seën sal wees vir die jaar 2026. Skryf dit neer, plak dit op die yskas en ek het nou nie iets daar gesit van verloor gewig nie. So, moenie bekommerd wees nie as jy die deur oopmaak en jy lees dit, gaan dit net Bybelse raad wees. Maar die sondigheid van om God se wil te weerstaan, Jakobus spreek dit aan. Hoor dit sê in vers 16 en 17. Maar nou roem julle in jul groot pratery. Onthou het hy gesê, julle het gesê ek gaan na die stad en die stad gaan in 'n jaar besigheid doen, julle wat nie eens weet of julle môre gaan lewe nie, in plaas van dat julle sê dat God se wil sal geskied. Nou sê in vers 16 en 17. As jy sê ek gaan A, B en C doen sonder om te sê as dit die wil van die Here is, roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Wat vir uitgestaan het, vriende, in hierdie gedeelte is die kwessie van dat sonde is nie net die daadsonde wat ons doen nie. Sonde is nie net die daadsonde wat ons doen nie, maar sonde is ook om te weier om te doen wat ons van God weet, wat hy in sy woord van homself aan ons openbaar en verklaar. Ons weier om dit te glo, ons weier om inskikkelik te wees en te sê, Here, ek hoor dat u sê, ek doen maar net wat ek wil. Vir kinders van die Here is hierdie 'n belangrike saak, want die Here sê vir ons, ons moet in totale gehoorsaamheid lewe. Baie belangrik dat ons sal sien, die Here sê vir ons in die woord, is eintlik 'n geweldige waarskuwing wat die Here ons gee in hoofstuk 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê God, weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Wie van ons hou van groot praters? Dit irriteer ons. As ou daar in die krinkie staan en ons staan daar om die braaivleisvuur en hierdie ou vertel jou, man, ek wil jou sê, hy is die beste, sy kind is die beste, sy hond is die beste, sy kat het 'n leeu verskeer nou die dag. Ek wil jou sê, dis net iets verskrikliks. Dan dink jy by jouself, wil jy nie maar 'n stuk bors in jou mond druk en eet of wil jy nie 'n stuk pap eet of net stil bly nie, want jy irriteer ons almal. En dis maar eintlik die beginsel wat deurkom hierso. Groot pratery wys op 'n hoogmoedige hart. Dit wys op iemand se hart wat nie in lyn is met die Here nie. Dis 'n hart wat besig is om homself te promoveer en vir ander te vertel hoe wonderlik ek is. Dit wys ons die hoogmoed van 'n mens se hart. En die Here sê baie duidelik dat God weerstaan hoogmoediges. Hy weerstaan groot praters. Hy weerstaan mense wat dink hulle is in beheer van hulle eie lewe. Wat ons eerder moet doen is om ons te onderwerp aan God. Die duiwel te weerstaan sodat hy van ons kan wegvlug. Dink by jouself dat die Here
aan nederiges genade gee. Ek het gisterand, ek is besig met 'n studie van MacArthur. Ek wil graag in die nuwe jaar bietjie met u praat oor die gedagte uit Filippense 4 van staan vas, my geliefdes. Dat ons sal sien wat dit beteken om standvastig te wees in die Here. Maar hy praat in hierdie studie van ons kan net nederig wees as ons besef hoe swak ons is. Vanmôre toe ek gaan stap het, sê ek vir die Here, Here, U is besig om hierdie Gerard Bekes af te breek. Stappie vir stappie. Liggaam word swakker. Jou koppie dink nie altyd so lekker nie. Ek is nie meer die man wat ek 20 jaar terug was nie. En wat U eintlik maar besig is om te doen, om my nederiger te maak. Want God weerstaan die hoogmoediges. Mense wat op hulle eie krag steun, mense wat dink ek het die vermoë. God weerstaan hulle. Maar aan die nederiges gee hy genade. Daarom moenie roem in groot pratery nie. Moenie vertel wat jy gaan doen en wat jy gaan bereik en wanneer jy gaan aftree, so asof dit in jou hande is. Johannes 13 vers 17 sê die Here, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Daar is te veel kinders van die Here wat weet en te min wat doen. Daarom het ons nodig om dit te hoor vanmôre. Johannes 15:22. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Die Here sê baie duidelik vir ons, as ons weet wat om goed te doen en ons doen dit nie, vir ons is dit sonde. Die Here sê ons moet altyd bid as dit U wil is. As ons dit nie doen nie, is dit sonde vir ons. Ek lees vir u net hierdie 2 verse, dan kom ek by die laaste deel van die boodskap uit. Want so onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hierdie gedeelte gaan oor mense wat in homoseksualisme verval en in allerlei sonde verval, en hulle sê, maar die Here het niks van homself geopenbaar nie, en ons lewe maar eintlik net ons vryheid uit, ons lewe maar net ons God gegewe taak en roeping uit, en die Here sê vir hulle, nee, ek het myself al reeds in die Ou Testament geopenbaar, ek het my reeds in die Nuwe Testament geopenbaar, die sonde wat julle pleeg, is voor God nie reg nie, en daar's verskillende ander sondes, wat ook hier genoem moet word. Maar nou kom Paulus en hy sê, luister, God het homself geopenbaar, so julle het geen verontskuldiging nie. Vers 21, hier kom die groot gedagte, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Wat dit eenvoudig vir ons wil sê in ons konteks van ons boodskap is, as jy môre by die werk kom, en die baas vra vir jou, hoorie, so het jy al dit en dit gedoen, en hy sê, nee, ek sal môre dit doen, ek sal volgende week dit doen, ek sal die week daarna dit doen, en jy draai om en jy loop, weet jy doen sonde. Want jy weet nie of jy môre of oormôre of volgende week gaan lewe nie. Jy sê vir hom, as dit die Here se wil is, sal ek al hierdie goed doen wat jy my gevra het, en ek gaan dit van harte doen, asof vir die Here en nie vir mense nie. Dis wat die Here vir ons wil deurgee, die beginsel. Ons weet, ons hoor die waarheid, pas dit toe. Pas dit toe in elke situasie. Of jy nou by die werk is, of jy nou by vriende is, of jy by familie is, en ons het in ons dag en tyd mense wat glad nie meer aan die Here glo nie, en luister, dit irriteer hulle grensloos as jy vir hulle sê, ons gaan DV môre, of as die Here wil, gaan ons môre, of wanneer jy 'n golf rond te boek, om vir die ouer die telefoon te sê, as die Here wil, sien ek jou Vrydag. Dis die groot gedagte wat hier na vore kom, dat ons, wat weet wat reg is, die regte ding sal doen. Wat is my raad vir u hier aan die begin van 2026, uit die konteks van hierdie gedeelte? Die eerste ene is beplan nederig. Jy moet beplan. Jy kan nie by die huis kom en daar by lazy boy gaan lê en vir jou vrou sê, die dominee het gesê, hierdie beplanning is nonsens. You must just go with the flow. Dis nie wat ek gesê het nie. Beplan nederig. Belangrik. Maak planne, maar onthou, niks is 'n gegewe nie. Jy weet nie of jy môre sal sien nie. Niks is 'n gegewe nie. Bid voortdurend vir wysheid in jou beplanning. Vra die Here vir wysheid. Vra daagliks na God se wil. Vra daagliks na God se wil. En daar's 'n spelfout, ek weet dit, moet my nie 'n teksmessage stuur nie.
Ek het dit ook gesien. Net so tong in die kies. Leef in afhanklike gehoorsaamheid. Wat is afhanklike gehoorsaamheid? Is om te sê, Here, U weet, ek is altyd geneig na die kwaad. Ek is altyd geneig na die verkeerde. Maar ek kom na U en ek verklaar my afhanklikheid aan U en ek vra, Here, gee my 'n gehoorsame hart. Wat nie net sal hoor wat die boodskap sê nie, maar ook om dit te doen. Leef voluit en doen vandag en elke dag wat God behaag. Ek wil U vra, moet asseblief nie wens en pleit en smeek dat jy moet doodgaan nie. Mense leef nie meer nie. Kinders van God het alle rede om te leef. Want ons God leef. Hy het opgestaan uit die dood. En hy gee ons lewe en genade om vir ander te vertel hoe goed hy vir ons is, hoe genadig en barmhartig hy is. Vertrou God ten volle, sy wil is wys en goed. Al werk jou planne nie uit soos jy dit beplan het nie. 55 aftree? Nee, hier staan ek vanmôre en ek preek. Moenie die Here begin wantrou of in opstand kom teenoor hom of kwaad raak vir hom, soos baie mense wil doen. 'n Kind van God vertrou die Here ten volle, maar sy wil is wys en goed. Om die oorwelendheid te sê is om te verklaar, God is God, nie ek nie. Glo dit of nie, dis wat dit sê. God is God en nie ek nie. In Christus is ek en my toekoms veilig. Is dit nie vir u wonderlik nie? Is nie wonderlik nie. In Christus is ek en my toekoms en my kinders se toekoms veilig, want hy is in beheer. So kom ons leef, beplan, geniet en waardeer wat God ons gee met die lese Deo Volente. Kom ons leef so. Laat ek vir u vertel, dit gaan soveel vreugde in jou siel bring, dat dit gaan lyk as jy hier uitstap of jy 6 duim bo die grond loop. Want jy gaan begin agterkom dat my lewe is in die holte van die hand van die Here. Niks sal gebeur sonder sy wil vir my lewe nie. As ek beplan, as ek u wil is, Here, en ek weet u wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Kom ons gaan saam bid. Trou ons die Here ook vir ons, om die waarheid in ons harte vas te maak, sodat ons hom in alles kan verheerlik. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie gedeelte uit Jakobus kon hanteer. Baie dankie dat ons u kan vra om ons te bewaar van 'n selfversekerde, hoogmoedige hart. Leer vir ons, Here, dat ons lewe kortstondig is. Leer vir ons dat die lese van ons lese of van ons lewe Deo Volente moet wees, as dit die wil van die Here is. En ag Vader, help vir ons om elke dag so te lewe dat ons nie sondig teenoor u. En wanneer ons gesondig het, of as ons gesondig het, dat met groot vrymoedigheid na die troon van genade sal gaan. Genade te verkry en barmhartigheid te vind. Vergifnis te verkry. En dan so te lewe om u in alles welbehaaglik te wees. Ons bid waar ons nou ook aan die tafel gaan sit, Here, ons gaan u dood herdenk vanmôre. Wil ek vra dat u ons harte sal voorberei en dat die waarheid van u woord, Here, ons harte sal aanraak. Terwyl ons dink aan u dood, dat ons sal weet in Christus ons vrygemaak, verlos, kind van God, om nou voortaan te lewe, om hom te verheerlik. Ons bid dit in u naam en ons bid dit met danksegging.